Hy sê altyd, ek het 'n plaasboer met 'n kerk. En so het ons vriende geraak, op 'n pad gestap. En ek vra altyd die boere, hy sê nie maar Het jy Engelse Bybel? ek vra altyd die boere, wat? Die boere kom na my en sê, "Sjoe, dit is droog. Wat vir my plaas?" Dan sê ek, "Wat beteken jou plaas vir die koninkryk van God?" Wil jy sê wat hy sê, die wat ek F-woord. Dan sê, "Wat beteken jou die language of die koninkryk?" Jy weet, ek kan maar nie sê wat hy sê. Ek sê, "Nou, hoekom moet ek bid vir jou plaas?" Dat ek aan my adres kom, dis ek dankie tog. Hier is 'n boer met alles wat hy het. Hy dien God met sy besittings, sy plaas, en sy mense. Dit is 'n adres, die Here, ek het 'n storie. Ek kom maar vertel ek jou, niemand van ons storie is 'n maklike storie. Al ons stories begin maar met 'n harde pad, wat ons stap vir die Here. Maar die middelpunt daarvan, ons liefde vir Jesus. Dat enige ding met anders. En toe ek vir hom kyk, sê ek, "Waar preek jy Sondag?" Hy sê, "Weet nie." Ek sê, "Vanoggend nog ek weet." Andries, ek weet so die Here jou lei. Dankie. Hallo. Ek het vergeet, hy sit op my bors. Net om julle te bemoedig, ek weet nog steeds nie waaroor ek praat vanmôre nie. Wil iemand nie dalk net vir my bid nie? Wie van julle het geloof hier vanoggend? Help hom weer. Kom ons bid net gou. Ons Hemelse Vader, ek vra in die naam van Jesus vanoggend dat die woorde van my mond en die meditasie van my hart vir U aanneemlik sal wees. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Baie lekker om hier by julle te wees. Ek wil hom net julle bemoedig. Die Here het vir julle baie goeie pappa en mamma gegee. En julle moet hulle treasure. Wees lief vir hulle, ondersteun hulle, staan by hulle. Wees 'n ware Christelike familie wat liefhet, wat omgee. Hier is een van ons wat vandag hier sit wat nie aap in die kas sit nie. Ons almal kom van sukkel, seer, misleidings, help my nog met beter woorde. So net om jou te bemoedig, ons almal het 'n storie om te vertel. Van wie en wat ons is, wat in ons lewens gebeur het, waar ons vandaan kom. Die een was 'n druggie, die ander was dit, die ander een was dat, die een se maat hom geklap, die ander een het nooit 'n pa gehad nie. Ek bedoel, dis hoekom Jesus gekom het. En hy het gekom om ons almal gesond te maak. Ek het maar 'n soortgelyke storie. Ek was grootgemaak in 'n huis. Ek meen die voordeel wat ons gehad het, ek kom uit die NG Kerk boer. Ek is tipiese boer, NG Kerk, Afrikaans agtergrond. Ons is grootgemaak. Jy weet, dank die Here, die geskiedenis van die NG Kerk was dat die hele NG Kerk is begin in Marie se revival. En ons het die wonderlike agtergrond gehad van dat Jesus is koning. Die hele Suid-Afrika is begin in Christendom hier van die punt af. Maar as jy na kerkgeskiedenis gaan kyk, kry altyd dat mense beweeg weg. En as jy jou kom kry, was jy soos die Romeinse Katolieke Kerk was in Christus begin, maar sy uiteinde het hy gestop in satanisme. En ons lewens as kinders van die Here, gaan Satan dieselfde triks op jou trek. Jy begin met Jesus, jy is opgewonde, die dinge van die Here is lekker, en dan begin hy terugkom om saad in jou te begin plant, om weer daai stroom van lewende water, daai liefde vir die Here, daai geloof dat wat vir 'n mens onmoontlik is vir God moontlik. Hy bring twyfel in. Hy begin jou identiteit te query, dat jy nou nie meer seker is dat jy die een is wie die Here liefhet. En jy weet, soos die oom wat vanoggend hier getuig het van die uitdagings met sy skoonseun en sy dogter. En hy bring swaarmoedigheid op jou, en ek wil net vir jou bemoedig met al daai gevoele en emosies en goed.
ons noem dit die opbrengsel van Satan, wat hy wil terugbring in jou lewe, dat jy kragtig in die Here begin. En nou is pastoor Shawnee en mamma ook nou nie meer so braaitjie, en ons begin oral foute vind, en ons begin oral te kla, en as jy jouself kry, dan raak ons soos die ou Roomse Katolieke kerk, ons het kragtig in Jesus begin, en dan hier op die einde, dan het ons issues met al. So ek wil ons net, bemoedig, dat daar is nie 'n beter plek, as die samekoms van die gelowiges nie. Daar is nie 'n beter plek om te oefen, onder mekaar liefde te oefen, as ons as kinders van die Here is by mekaar kom, laat ons, die enigste ding is hier 'n Engelse Bybel is, wil ek net gou ietsie lees. Ek sou nou, ja, hier's lekker chocolates hier agter. Ek sou nou gister teruggegaan het, maar die Here het my baie geseën met 'n wonderlike vriend, met pastoor Sean, en ek wil julle ook net bemoedig, treasure die geestelike mense wat die Here om jou geplant het. Want daar's, die Bybel praat van God bepaal wie waar moet wees. Daar's 'n groot rol, hoekom jy op sekere plekke bly, wie die Here om jou lewe bring. Dat 'n mens van 'n hart van liefde afkyk en bietjie groter begin kyk. Want wat ons baie maal trip is, ons kyk so vas in ons probleme. Ek is nou besig om met die pastoor ook te praat oor uitdagings wat ek in my lewe het. En jy weet, die Bybel sê, bely julle goed teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat jy kan vrykom. Partymal het jy iets in jou lewe wat soos 'n ketting is wat jou net om jou been vashou. Jou hart is in die naam van Jesus, jy wil vry, jy wil dit in jou lewe hê nie, jy het uitdagings met maar dis daar die ding hou jou. Ek verstaan ook nie altyd hoe alles werk nie, maar wat ek wel weet, is jy lank genoeg vra en jy deel met jou broers en susters van lig en liefde, en jy skop die ketting, dan gaan jy weer van dit ook af loskom, want ons geestelike lewe is baie maal soos 'n loop en val. Jy kry, die Bybel sê, regverdige sal 7 maal val, maar hy sal 7 maal opstaan. Net soos jy getuig van jou seun en skoonsister, die Here gebruik daai goed, wanneer ons in geloof staan, gebruik jy op die ouend vir boustene. Maar ons moet die Here vertrou om in jou reis, die reis wat jy het, nie moed te verloor nie. Want ek kry dit in my lewe ook, daar's tye wat ek sweef soos 'n arend, daar's nie 'n duiwel of 'n demoon wat my move nie, want onthou die oorlog is maar net tussen ons twee ore. Die oorlog wat Satan teen ons beklei is wat jy dink. Wat jy dink gaan bepaal hoe die outcome wees, en dis waar die negatiewe emosies begin. Depressie begin, moed verloor begin, hoop begin. En wat dan ook gebeur is jy begin verkeerd dink, want Satan is die steeler van identiteit. Hy wil jou identiteit steel, wie jy in Christus is. En die Bybel sê dat God die Vader my en jou so lief gehad het, dat hy sy enigste gebore seun, nie na die vleermuis kyk jy, gaan jou aandag aftrek. Waar hy sy enigste gebore seun gestuur het, nou is 'n mens net na die prentjie gaan kyk, die aanval van Satan op ons lewens is die konflik van liefde. Met ander woorde, hy gaan jou nie aanval. Die plek waar jy gaan aanval is op hoe lief die Here jou het, hoe kosbaar jy vir die Here is, hoe waardevol jy vir die Here is. In die oomblik as jy jou identiteit op liefde kan steel, dan kry jy jou waar jy moet terugkyk op al die foute wat jy gemaak het, waar jy vandaan kom. Amen. So, in Psalm 27, ek wil net die begin leef, sê, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear or dread? The Lord is the refuge and stronghold in my life, of whom shall I be afraid? Met ander woorde, wat
wanneer ons tot bekering kom, is die lig Jesus Christus in ons. En die oorlog wat ons beklei is vrees. En worries en alles wat saam met dit gaan. En net om agtergrond waar ek vanaf kom, toe ek tot bekering kom, het daar twee goed met my gebeur. Die een was, ek wil myself doodskiet. En toe ek op die moment kom, nou, ek kom uit AB uit, kom uit rugby uit, met ander woorde wat ek probeer sê is, in die wêreld het ek nooit 'n tekort gehad aan aandag nie. Ek was altyd tussen die boys en die manne, jy het goed presteer. Toe vyf sulke dinge in my lewe wat ek nie kan hanteer nie. Emosies, jy weet nie om jouself te werk nie, is baie soos wat jy nou praat oor. En daai is 'n verskriklike plek, want jy is eintlik, somehow het ek goed gedoen ook, en die Bybel sê, the penalty of sin is death. Met ander woorde, ek het nie net daar uitgekom het, ek het goed verkeerd gedoen, ek het verkeerd geleef, ek het 'n verkeerde rekord gehad. En toe gebeur daar iets in my, voor ek oorgaan in die daad. Toe kry ek praat vir pastoor Sean gister, vra ek vir hom, jy weet, ons sê baie maal die Here sê vir my, of God het met my gepraat. Toe wil ek nou by hom hoor, want dit is goed wat ek op meet op. Hoe hoor jy die Here? Toe wil ek by hom hoor, hoe hoor hy die Here? Toe sê hy vir my, nee, hy weet net, dat hy weet, en hy het gehoor dat hy weet, maar hy het niks gehoor nie, maar hy weet. Toe sê ek, dankie Here, want dis hoe ek ook glo jy die Here hoor. Ek praat nie van as jy die Bybel lees, en die Bybel is in sy instruksieboek, wat vir ons sê, dis reg en verkeerd, maar daar's goede, wat jy weet, dat jy weet, en jy die Here gehoor. En as jy niks weet nie, moet jy nie oor die vingers slaan nie, weet net, jy weet niks, en bly by wat jy weet. Maar toe weet ek, dat as ek hy sneller trek, gaan ek nooit weer lig sien, vir ewig nie. Nou, my hele lewe was ek nooit regtig bang nie, maar daar het ek bang geraak. Toe besef ek, daar's 'n ander kant. Jy kry mos hierdie movies wat hulle praat on the other side, of hulle het nog sulke goed wat hulle noem, maar toe is dit so reël vir my. En toe is ek op 'n plek wat dit so donker is, dit voel of ek kan in die duisternis vat. Dis in daai gang, want die Bybel sê, Satan in sy natuur is 'n moordenaar. Hy wil my en jou dood hê. Dis hoekom hy duisternis oor ons bring. Want as jy in die duisternis is, kan jy nie sien nie. My lewe was so 'n vrot van die haat. Ek het alles gehaat, want jy word groot, almal van ons word groot in huise, waar iemand jou leer haat. En die meeste van ons word haat geleer in jou eie ouerhuis. Want ma is kwaad vir pa, en pa is kwaad vir ma, en dit net, en jy's 'n klein, en jy word groot, met offenses en goede, en so kry jy haat in jou hart, en dan vermenigvuldig jou eie haat. Nou sê die Bybel, as jy haat in jou hart het, is jy in die duisternis, ons almal is op 'n journey, maar jy kan nie sien waar jy nie gaan nie. Nou ek was so in die donker gewees, dis hoekom ek moes na my ma toe gaan en haar vergewe. As jy nou wil bang wees, gaan vra jou ma vergifnis, as jy voel sy het jou goedjies geleer wat jou kwaad gemaak het. 'n kind is bang vir sy ma. Maar ek het vasgetrap en het gaan doen. My ma gelukkig het my baie uitgekom. Sy het net gesê, ag dankie my kind, dat jy my vergewe. Maar die punt wat ek net wil maak is, die distraction, die vernietiging in ons lewe kom deur wortels van haat wat in ons hart is, wat ons in die duisternis het, wat ons nog nie meer gedeel het nie. Die oomblik as die haat uitgaan, kom die lig in. In ieder geval, toe doen ek dit nie. Ek vat nie die geweer, want ek weet toe daar's 'n ander kant. En 'n ander interessante ding, toe ek klein was, toe ek nou, ons het NG Kerk groot geword.
Nou, jy weet, ons het in 'n wy groot geword, jy kan alles doen solank hulle jou net nie vang nie. En ek het as 'n klein seentjie, dan gaan jy nou kerk toe, jy het nou mooi skoentjies en 'n soet en 'n taai en 'n dassietjie, jy's nou gedres, jy lyk soos 'n nuwe sixpence. Jy weet, papa stap voor en mamma kom agter en dan kom die orrelpypies en dan kom staan pa, maar almal is kwaad. Kom mamma verby en sy kom staan en dan kom tikkie tikkie tikkie, hulle kom staan. Nou, en dan gaan sit almal gelyk. Maar kerk was vir my so, daar was niks daar nie. Nou is 'n klein seentjie, nou vra ek eendag, maar wat is hemel en wat is hel? Nee, sê hulle vir my, hemel is blou. Ek vra, wat is hel? Nee, dis nie beskoor om te weet nie. Nou die impak van daai het gemaak dat ek die wêreld gekies het. Want na die plek toe wat jy gegaan het om uit te vind wie's, waaroor hierdie ding gaan, en hulle praat van hemel en hel. Maar as jy vra wat dit is, dan is daar geen verduideliking waaroor dit regtig gaan nie. Toe ek tot bekering kom, toe wys die Here my hel. Die vraag wat ek as 'n klein seentjie gevra het. En toe besef ek nou, al wat ek toe het is, daar is 'n ander kant. There is a other side. Toe besef ek, fisiese dood op aarde, dis, jy is nie dood en dan lê jy daar en dan kom jy terug in die vorm van 'n hond of 'n kat of wat ook al jy like. Jy gaan iewers heen. Toe ek tot bekering kom, was daar ou gewees met die naam van Rodney Howard Brown. Hy het so 'n kerkstorie gehad, die mense lag in die kerk. Daar's baie vreugde. Nou dit ek nogal gelike, want ek kom uit 'n kerk agtergrond uit, die mense gesigge is so styf, dit lyk soos hierdie ou AK stoofpype, sulke lang stoue gesogte, as die mense in die kerk sit. Nou lag die mense in die kerk, en dis 'n Engelse kerk. Nou jy weet, my Engels is al op, hierso 6:00 in die oggend is my Engels gone. Nou moet ek in 'n Engelse kerk sit, dan van my pelle, dis amazing, hoe die Here weet, hoe om 'n verlore skaap by sy vader te kry. Dan wat 'n amazing ding van 'n verlore skaap is, as die Here by hy verlore skaap kom, sê nie vir hom, ja, hy doen nie dit nie. Al wat die skaapie moet doen, hy moet net stil staan, die Here tel hom op en bring hom trop toe. Hy vra die skaap niks, hy bring hom trop toe. Nou sê hy, en hier sit ek, hier sit nou belpelle my, nee, haar's 'n ou. Hulle het geweet, as hy my seker in die ander kerk kry, maar hy sê die ouens lag in die kerk, hulle praat van 'n spirit. Ja, nou dink ek, ons ken spirit, dit ken ons. Nou kom ek in die kerk en dan loop die ou so en dan praat hy van 'n Holy Ghost, Holy Spirit. Nou dink ek, wat ek try nou uitwerk, wat se ding is 'n Holy Ghost? Die rede hoekom ek daar sit is, nou sit ek by die deur, langs die deur, heel agter. Want ek sê, as hier ding gebeur, is dit net een tree, dan se ek uit. Maar as ek daar kom sit nie, dan voel ek hoe verloor hy klomp duiwels in my hulle tande. Want jy weet, ek is vrot van depression, anxiety, vrese. Ons het die plaas verloor, my ouers, goed was, jy weet, in ons verhoudings was chaos. Alles waarvoor jy lief is gone. Jy het niks oor nie. Nou sit jy daar, jy is van vrese, ek het so maar geword, jy kan op my ribbetjies gitaar speel. So styf as my ribbekas gewees, net van stres. Maar as ek nou daar gaan sit, dan voel ek hierdie klomp duiwels verloor hulle krag. Jy voel net, so die ouens praat Holy Ghost en Jesus en al hierdie goede, ek meen vir my maak dit nie veel sensie, behalwe dat in kerk het ek die naam Jesus gehoor. So ek het geweet, en dis hoekom ek sê, 'n kerk kan nog 66 foute het, hulle moet net die naam Jesus noem. Dit kan iemand red. Maar ek het geweet, my uitkoms moet Jesus wees.
In ieder geval, nou sit ek daar so toe, nou gaan ek vir 5 dae, hierdie ou hou dwars deur die week, dienste, oggend en aand, dwars deur die week, hy het nie 'n dag af nie. En op dag 7 het ek nou uitgevoer binne hierdie engels, van as ek met my mond bely en met my hart glo, dat Jesus Christus die Seun van God is, dan sal ek gered raak. En wragtig, ek figure dit uit. En ek gaan vorentoe. En toe hy vir my bid, toe kom al lig in my in. Soveel so, dat ek voel ek loop op babbels. Ek is so lig soos 'n veertjie, ek loop daar uit, bome se blare lyk so sterretjies. Unbelievable. Daai worries en vrese en seere en pyne, gone. En dis waar my journey begin het. En toe sê 'n stem vir my, nou, jy weet, mense sê jy kry rasisme en al hierdie goede, daai goed bestaan nie. Al wat bestaan is haat. En hulle gee dit net name. Dis al wat bestaan. En toe sê 'n stem vir my, gaan vertel my mense. En toe begin ek is 'n plaasboer, ek bly op 'n plaas waar my voetspore lê. Jakob het 'n klip gesalf, toe noem hy dit Bethel, beteken house of God. Jy weet, ons is nou lewende stene. Jesus kom in jou lewe, jy word die huis van God. In jou invloedarea is maar nie daar waar jy bly. Ons is nie in die wêreld in die Clint Eastwood of in Hollywood en die goede wat almal fame en glam en sulke goed wil hê nie. Ons is ligdraers van waar ons bly. Dis hoe Christendom die wêreld gered kry. Is deur elke lewende steentjie wat die huis van God is, verdra die lig waar hy is. En dis hoe jy vermenigvuldiging kry. Nou ja, toe sien ek nou dat alle nasies behoort aan die Here, want toe is die haat uit, toe het ek nou niks meer teen die kleurlinge nie. En ek word nog kwaad, nie net vir die kleurlinge, vir die wites ook. So het niks nou meer met kleur te doen, jy het nou te doen met ja of nee, reg of verkeerd. En toe sien ek ook, toe die haat uit my is, dat die Here hou van die Khoisas ook. En die swart mense, ek meen, daar is baie goed wat ek hiermee saamstem nie, in terme van wat jy glo. So niks met kleur uit te waai nie, maar jy moet nie Zimgoma gop drink, sop drink, en verstaan, dis verkeerd, of jy nou wit, bruin of swart is, dis verkeerd. So ons moet 'n ja en 'n nee hê, maar wat vir my wonderlik was, want ons is groot gemaak, soos pastoor Sean ook moet duidelike ja en nee, en jy het 'n militaristiese agtergrond. So as jy 'n militêr groot geword word, is daar net twee goede, val terug of val aan. En toe sien ek maar, die Here sê vir my, gaan vertel my mense. Toe sien ek die skrif in die Bybel, toe ek het lees van alle nasies wat voor die troon van God staan, toe ek nou die Bybel begin lees, met palmtakke in hulle hande, en hulle almal prys die Here. Toe sien ek dat my Here Jesus is die God van alle nasies. Want dis wat lig doen, en lig is liefde. En toe ek die Bybel ook verder lees, toe begin ek die goed raak lees rondom duisternis. Die gekners van tande, die kastyding. Byvoorbeeld, jy brand, maar jy brand nie uit, soos as jy hel toe gaan, bly jy in jou liggaam, jy lyk soos jy op aarde gelyk het, jy is in daai torment. Dis 'n torment en 'n branding wat nooit ophou nie, vir ewig, maar jy brand nie uit nie, en jy bly jou identiteit, jy weet presies wat jy op aarde gedoen het, jy weet presies waar jy geleef het, jy weet al die stories, jy weet presies waar jy die kanse gehad het, om Jesus te bely, en jy is in daai torment, en is in 'n duisternis, jy gloei van torment, maar jy brand nie uit nie. Dis radical. Dis hoekom ek die openbaring gekry dat ek moet, waar ek beweeg, binne my mate van gesag, moet ek getuig en gaan sê, hier's die lyn, hier's die klein, in Engels sê the narrow door, om deur te gaan, sy naam is Jesus Christus. Die deure verder is baie en oop en wyd.
En oral lees ek raak van lig. Psalm sê, jy kan, oral as jy in die lig is, kan jy sien waarheen jy gaan. As jy nie, en die ander ding is, ons almal is op 'n journey. As jy net vat van jou geboortedag tot die dag, jou journey is ure, jou journey is plekke, jy's elke dag, is jy op reis iewers heen. Maar as jy haat in jou hart het, is jy blind. Ek het daar op Platfontein, het ons diens met mense, die rooi mense in Kimberley. Toe bind ek die ouens vas, sy oë toe met doeke. Toe laat ek hulle nou loop. Jy kan nie glo wat hulle als vasloop. Dis hoe gevaarlik dit is om nie te deel met goed in ons harte wat haat. Haat is jaloesie, haat is afguns. Haat is om nie respek te hê nie. Haat is om jaloers te wees. Haat is om goed te begeer. Al daai goede wat die Bybel oor praat, wat hy ons leer, verkeerd is. Sy pappa is haat. Hoe kan jy sê jy die Here lief as jy nie jou broer lief het nie? En liefde is 'n ding wat jy oefen. Nou sê ek vir die ouens, hoe raak jy ontslaaf van haat? Is dat jy oefen dit soos 'n ou sokker of rugby oefen. Hoe beter die span wat die beste oefen is die span wat die game wen. En die oorlog is tussen ons twee ore, met wat ons face, wat ons dink. As ek julle nou vanoggend kan vra, hoeveel van julle het gedagtes waarmee jy sukkel? Daar's goeie wat in jou gedagtewêreld aangaan, wat jou 'n slegte gevoel oor jouself gee. Jy sien jouself in 'n slegte lig, jy sien jouself minderwaardig, jy sien jouself as nie op standaard nie. Is daar van julle wat so voel? Wys my met julle hande hou. Jy moet nie lieg nie, die Here kyk jou deur hierso. My hande is ook op. En hoe beklei jy die oorlog? Want die oorlog wat ons nou van praat, is nie vlees en bloed nie. Dis letterlik die denke wat jy voer, wat bepaal waar jy is. Want as jy gaan reg dink, gaan jy reg leef. Die oomblik as jy verkeerd dink, dan raak jou aksie verkeerd. Dis hoe eenvoudig dit is. En waar jy die oorlog begin wen is, op die eenvoud van, ek is die een wie die Here liefhet. En die ander ding wat Satan ons baie mee vang, is die feit dat ons dink as kinders van die Here moet ons iets doen. Die ding is, Jesus het als klaar gedoen. Ons val almal in die slaggaat van dink dat ons iets moet doen, maar al wat ons moet doen is, ons moet ontvang. As ons op die plek kan kom, dat jy kan ontvang, dat jy is werklik die een wie Jesus liefhet. Even wanneer jy kort val van geregtigheid, wanneer jy iets doen wat jy weet verkeerd is, baie van ons het wat 'n mens noem gewoonte sonde, kan ek daai naam gebruik? Addictive patterns, is dit die regte woord in Engels? Wie van julle sukkel met gewoonte sondes of addictive, of goed in jou lewe, moet nou nie altyd hande opsteek, jy goed in jou lewe, wat jy nie wil doen nie, maar tog sukkel jy daarmee. Is daar van julle wat sulke goed in julle lewens het? Verstaan jy wat ek bedoel? So, dis reël. Hierdie goed is reël in almal van ons se lewens, maar die ene oorwin die ander een nie. Hoekom het Dawid oorwin? En gaan kyk na Dawid se lewe, die goed waardeur hy gegaan het. Maar tog sê die Here op die einde van Dawid se lewe, dat hy was 'n man, hy het dit op geen ander ouens in die Bybel verwys na, hy was 'n man na God se hart. Hoe Dawid dit reg gekry? Want hy het presies die lewe gehad wat almal van ons nou het. Uitdagings, issues, addictive, goed wat ons mee sukkel. Jy wil dit nie doen nie, soos Paulus sê, maar tog doen jy dit, maar jy gaan, maar jy wil dit nie, maar tog doen jy, maar jy gaan doen wat jy nie wil doen nie. Daai tipe van oorlog. Is dit reël in julle lewens ook? Wat kon Dawid reg kry? Wat die verskil gemaak het dat die Here sê, hy's 'n man na my hart. Hy kon reg kry om te sê,
die Here het my lief. Hy kon liefde ontvang, en wat hy kon doen is, hy kon hom vry maak, hy kon vergifnis ontvang. So Dawid het hom op die ount nie mee gemeet volgens al die goede wat hy verkeerd gedoen het, hy het hom gemeet op die liefde wat God vir hom het, en dat die liefde van die Here is daar nie goed wat gemeet word van jou. Met ander woorde, wanneer Jesus ons vergewe, bestaan wat jy verkeerd gedoen het, bestaan nie. Dis so ver as die weste van die ooste. Dis hoekom ons grootste oorlog om te groei geestelik, is om volle vergifnis te kan ontvang wanneer jy kort val, maar die hele tyd jouself kan sien in die posisie dat jy is die wie die Here liefhet. Jy is die een wie Jesus liefhet. Jy is die een wie die Here liefhet. En wanneer jy daai liefde ontvang, dan skyn die lig. Want die duister het geen krag teenoor liefde nie. Nou, hoe oefen jy liefde? Ek het 'n ou gehad, ek kry nou nog in my lewe wat kom, so ruk terug, as ek nou in hom vasgeloop het, weet ek nou nie veel van wat sou gebeur het nie, maar weet jy, kry gevalle as 'n Christen, het julle al gevalle as Christene gehad, as jy die kans kry, gaan jy hom vrek maak. Dis een van julle wat al so ervaring gehad het. Lyk my ek is die enigste een. Nou moet ek reël raak met so 'n scenario, want dis nou nie 'n lieg of 'n storie scenario nou. As ek hierdie ou kry, gaan dit nie goed gaan nie. Dis waar Satan my en my emosies het, goed wat hy aan my gedoen het, die leuns wat gedoen is, nou bou hy in my op duisternis, hy bou in my op haat. Nou is die donker begin af van my voete af, en nou kom dit, en as ek myself kom kry, nou moet ek dit oefen, want alles wat ons geestelik wil bereik, moet jy oefen. Met ander woorde, die Bybel sê, is not by might, neither by power, but by the Spirit of the Lord. Beteken dit dat enige oorwinning wat ons in ons lewens geestelik wil hê, moet die gees van die Here wat in jou is, moet 'n stroom van lewende water word. Laat soos wat jy die woord uitspreek, bring dit terug wat jy gesê het, met ander woorde, dit bring lewe terug. En dan oefen ek, as die ou se naam kom, dan noem ek hom by sy naam, dan sê ek die kwaad wat in my is, teenoor dit uit, en dan sê ek, Here, ek doen nou wat ek nie wil doen nie, maar oor jou woord sê vergewe, ek doen dit net op daai basis, maar my hart is pyle weg van wat ek nou sê. Wat gebeur is, elke keer as ek dit doen, gebeur dit. Ek is nog nie eens om die draai nie, dan sit die blikskottel weer hier tussen my twee oë. Dan gaan ek weer deur dieselfde proses. Ek noem hom wat ek wil, en dan sê ek, Here, maar jou woord sê ek moet vergewe, ek kan nie vergewe, ek het niks om my te vergewe nie. Help my, Here, dan gebeur dit. En so oefen ek dit, tot die dag wat ek in die ou vasloop, dan is daar geen emosies, niks, behalwe liefde en respek. Wat hy doen, waar hy leef, of hy 'n Christen of nie 'n Christen is, my niks uit te waai nie. Die groot ding is, ek kan nie gif drink as 'n Christen, en wil hê die ander ou moet doodgaan nie. Jy gaan dood. En ek wil ons bemoedig as kinders van die Here, julle het 'n pragtige kerk hier, beautiful pastoor en pastoorvrou, wat lief is vir die Here, wat staan op duidelike lyne, wat omgee vir die skape. Jy weet, jy kry vandag oor die wêreld kerke waar daar 5, 6, 10, 20.000 mense sit met valse, en ek sê, ek spreek nie my mond uit oor leraars en mense van God, die Here moet met hulle deel, maar die punt wat ek wil maak, jy kry vandag plekkies en drinkplekke, wat die lekkerste kossies en die skoonste water het, en bymal sien ons dit nie raak nie, want ons laat toe, dat die sere en die pyne, en die goed wat in ons lewens gebeur het, duisternis oor ons bring. En ek wil julle net bemoedig, jy weet, daar's niks, as dit nie vir die Here in my lewe was ek lank dood. En deur die goed wat ek gegaan het, goed wat ek ook nie geweet het nie, na ek tot bekering gekom het, het alle hel losgebreek. Toe word ek geleer deur 'n leraar wat judgmental is, en praat oor die wederkoms, en goed wat nie belangrik is. En kerke wat teen mekaar draai, mense wat met mekaar beklei, en you name it.
En dit hoort nie in die huis van die Here nie. Die huis van die Here is as jy 'n probleem met 'n broer of 'n issue of 'n ding, het gaan na hom toe, sorg die ding uit, gee mekaar die regterhand van vrede en leef in die Here se liefde. Praat die waarheid, vergewe, doen jou werk as jy vir 'n man werk of iemand werk of jou eie baas is. Daai gawe wat jy gekry het, het jy in jouself gekry. Die Here het ons almal talente gegee. Leef vir hom, bestuur vir hom, werk vir jou Vader. Dan help dit 'n ou kom in die hemel aan, jou voortande is uit, jou oor se punt is af, jy het 'n paar tone gebreek. En ek dink as ons eendag daar kom, gaan ons dink, Jesus het alles gedoen. En ons het so self-suffering op ons gebring, omdat ons toelaat dat toksiese emosies en goed wat ons lewens gebeur het, die fondasie bly van wie ons in Christus is. Jy weet, 'n ding wat ek nooit besef het nie, hoeveel mense is kinders van die Here en hulle haat. Hulle sit met haat, hy is 'n kind van die Here, maar hy haat. En dit was vir my nogal 'n ondervinding. En kyk, ek is besig nou om my uit die haat uit te kry. Want ek weet, wat jy die Vader sal vra in die naam van Jesus, sal hy vir jou doen. Maar daar's twee goed wat belangrik is. Daar's net twee goed op aarde wat bestaan en wat werklik is. Die een is haat en die ander een is liefde. En jy's eider een van die twee. Jy kan in die een area liefde hê, maar in die ander area haat. Ons hart het mos nie net een kamer nie. En ek wil julle net met dit bemoedig. Oefen vergifnis. Hulle kan jou leer wanneer Jesus terugkom met wat se eisters die perd beslaan is, wat se saalkleedjie op het, al daai goede. Dit gaan vir jou prakties niks help as jy nie jou vrygemaak het. Jouself vrygemaak het van die goede waarmee jy sit. Want ons almal het dit. Soos ek hier staan, is daar 'n ding nou in my lewe wat ek het hulp nodig. Want as ek dit op my eie kon regkry, het ek lankal gedoen. Ons almal het hulp nodig. Maar die hulp kom hoe meer ons ontslae raak van verkeerd dink, verkeerd glo. Ek meen, dink net aan die prentjie wat ek sukkel om te verstaan, want die ding wat ek nou nog sukkel om te verstaan, jy weet, liefde. Dat God die Vader is in die hemel uit, sy Seun Jesus en die Heilige Gees, hulle is drie, maar hulle is drie verskillende persone, maar hulle is een in wie hulle is in ABC. En dan sê het God die Vader het my so lief gehad. Dat hy die Seun, die een wie hy lief het, gestuur het, 'n man sonder sonde, om doodgemaak te word, geklap te word, kaal uitgetrek te word, doek oor sy kop getrek, spies in sy sy, spykers deur sy gewrigte en bene, dorings op sy kop, die grootste vorm van skaam en skuld en kondemnasie, die hoogste graad wat jy dit kan kry, om iemand soos vir my te red wat vrot van sonde is. En ek, net om oor sonde te praat, wat is die grootste sonde? Wat is die grootste sonde van alle sonde? Is dit oorspel? Is dit geld steel? Wat sal julle sê is die grootste sonde? Nou hier's God se genade. Die grootste sonde is om nie te glo dat Jesus Christus die Seun van God is nie. Dis die enigste sonde wat nie, as jy dood is, dit kan nie vergewe word nie, want dan is dit oordeel. So die grootste sonde hier op aarde is om nie te glo dat Jesus Christus die Seun van God is nie. Alle ander sonde was die bloed weg. So ek gee nie om met wat se sonde jy sukkel uit, wat se put jy uitkom nie. Jou sonde is gister, vandag en môre klaar vergewe deur die bloed. Die Jesus wil nie hê ons moet
Andries Botha moet elke dag kyk waar hy 'n fout maak nie. Andries Botha weet wat sy foute is. Jesus wil hê ek moet kyk wat hy vir my klaar gemaak het. Dat hy het my klaar vergewe, hy het my lief. Want as ek daar kyk, sien ek nie hier nie. Dis hoe ons oorwinning kry oor die goed waarmee ons sukkel. Is deur waar kyk ons? As jy getroud is, vroutjies, oefen om jou man lief te hê en om te respekteer, dit kom nie aangestap na jou toe nie. Jy gaan vra die Here vir help en dan oefen jy dit. Moenie sê ou mankie en nou dit en nou dat en al die foutjies wat jy raak sien, dan begin jy op dit praat nie, want dan gaan dit jou glashuis word. Sê vir hom hoe oulik en hoe mooi is, al stem jy nie saam nie, maar dan gaan jy naderhand sien die woorde wat jy uitspreek, dis wat jy begin terugkry. Want ons is so geriek, ons is baie maklik om die foute van ander raak te sien, maar ons praat nie oor onsself nie. As jy 'n vrou het, wees lief vir haar. Oefen liefde, wees lief vir haar. Doen goedjies vir haar. Kyk mooi na haar. Dan gaan jy kyk hoe word jou huis hemel op aarde, en nie hel op aarde nie. Dis eenvoudige goede. Julle is 'n stil kerk. So ek wil julle net bemoedig met dit. Dat weet jy is die een wie die Here liefhet. Daai bloed van Jesus, laat hy my kon lief hê. Wie een van die redes hoekom ek nooit daai tyd op kerk toe wil gaan nie. Want ons het rugby gespeel in die Kaap en in Durban en snaaks nog daai tyd nê, ek het gepraat dit was die dark ages. Want die hele klimaat wat ons, en onthou ek sê dit met respek en liefde, ek geen issue met, ek praat net van waar ek vandaan kom, hoe ek het ervaar het, so dis nie judgmental, of wat is dit in Afrikaans, judgmental is, oordeelagtig op die mense van hulle tyd nie. Maar, dan kan jy glo in daai tyd nie, was daar ouens, hulle het my eendag by 'n hotel gekry in die Kaap, waar ons rugby gespeel het, toe wil die ouens my oor die Here kom praat. Oukies daai tyd al wat die Openbaring kyk, Jesus was 'n storie, en solank hulle jou nie vang nie, gaan jy hemel toe, en ek het 'n doopseel, en ek het 'n nasionale partykaartjie, en ek is blank, so ek gaan hemel toe. Dis hoekom, maar ek was te bang gewees, want nou sê ek vir hulle, nee man, ek moet eers 'n paar goedjies in my lewe regkry, en dan sal ek oorweeg, om die dinge van Jesus te gaan uitkyk. En hier kom die Here vir 'n sondaar, kan jy dit glo, oral sê die Bybel ook, dat Jesus het nie gekom vir die wat reg is nie. Hy het vir die sondaars gekom, en die wil van die Vader is dat die een moet verlore gaan nie. En as ons baie maal hierdie klein goedjies in een fout verstaan, verander ons lewe. Die lewe gaan, Jesus het vir my en jou die ewige lewe klaar gegee. Net soos wat hy is, sê die Bybel, is ons hier op aarde. Jesus in ons maak ons die saad van Abraham, maar nog meer is dit 'n seun van God of 'n dogter van God. Dis wie ons is. Ons is sy uitverkore volk, ons is na sy beeld geskape, want die gees van Jesus met wedergeboorte, dis die gees van God, en jy het jou eie gees, jy het jou siel, en jy het jou liggaam. Met wedergeboorte het iets gebeur, niemand kan na die Vader gaan, behalwe as die Heilige Gees hom nie tot die oortuiging bring nie. Toe ek vorentoe stap by Rodney Hout Brand, toe het ek geweet, hierdie is 'n switch over. As ek my hart vir Jesus gee, gaan ek hierdie kant toe. As ek dit nie gee nie, bly ek daai kant. Toe die Gees van God in my gekom wat lig is, toe die Here die aarde geskaap het, het hy gesê, laat daar lig wees. Hy's God van lig. As julle in die hemel kom, gaan almal van julle sien, daar is nie skaduwee in die hemel nie. Dis is op aarde waar die son van 'n kant af skyn, hierdie kant is lig, daai kant is skaduwee. Daar is nêrens skaduwee in die hemel nie. Jy gaan na mekaar toe hardloop soos nou hier sit en sê, o ja, jy het daai dag gepraat in Gramstad by Sean Warren, en dis hoe reël dit gaan wees. Jy gaan roundabout 20 jaar oud, jou looks gaan wees, soos wat jy 20 jaar oud was. Jy gaan nie aankom geplooi met 'n hoed op jou kop en loop jy so nie.
Dis hoe die hemel is. Die hemel is 'n beautiful plek. Die aarde is geskape na die beeld van wat in die hemel aangaan. Jy gaan 'n huis hê. Daar gaan aanbidding wees. Jy gaan 'n taak doen. Jy gaan in 'n ander liggaam, in 'n verheerlike liggaam wat gemaak is, wat in die teenwoordigheid van God kan kom. Die hemel is 'n beautiful, beautiful plek. Daar's fellowship. As jy daar aankom, gaan jy weet dis Abraham, jy gaan weet dis Dawid, jy gaan weet dis die profeet Elema, daar loop Amos. Jy weet als. Jy weet als, jy weet dat jy weet dat jy weet als. Want daar's nie meer 'n terughouding van, dis hoekom die goed hier op die aarde verdwyn. Daai kant is alle wysheid, alle kennis. So die oorlog wat ons hier moet wen is om lief te hê. So as jy hier kan wen om lief te hê, dan het jy hemel op aarde. En dis waarteen ons moet beklei. Want jou seëninge wat vir ons wag, hoe ons losgekoop is deur die liefde wat die Here vir Andries Botha gehad het, dat hy die voorreg kon kry. Want ek was op die, dis hoekom ek so respek het vir God se liefde. Die Here sal nie kwaad op jou nie. Maar as jy nou soos die Iranians aangaan en jy vloek die westerse wêreld en jy spreek death threats en dood uit oor Israel, en dan kom jy op 'n plek waar jy jou afsny. Nee, en dan gooi Amerika 'n bom op jou en dan hou hulle begrafnis oor die hele Iran. So wyd versprei lê jy. Want jy saai dood, jy saai haat. Dis wat jy saai, en wat oes jy 'n bom? Ek het nooit die goed verstaan nie, maar die Here gebruik, soos Donald Trump eendag gesê het, how do you stop a bad guy with a gun? Do you have a good guy with a gun? En ons moet die good guys met 'n gun wees. En wat is die wapen wat ons gebruik? Die liefde van Jesus. Die waarheid. En ek maak klaar. As drie goed, jy kry God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Sê God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dan kry jy skaam, skuld en kondemnasie. Sê agter my aan: skaam, skuld en kondemnasie. Nou Jesus bestaan, ons Vader bestaan uit God die Vader, Vader Abba, Jesus sy Seun en die Heilige Gees. Hulle drie is een. Satan se koninkryk bestaan uit skaam, skuld en kondemnasie. Moenie hande opsteek nie, maar ek weet, ons sit almal met daai drie in ons mens, in ons sielsdimensie. Is ek reg as ek dit sê? Skaam, skuld, jy voel nie mooi genoeg nie, jy voel nie goed genoeg nie, jy het miskien nie genoeg geld nie, jy gaan deur 'n dip, iemand het jou reject of 'n werk of iemand het iets sleg van jou gesê, maar dis 'n emosie wat jy in jou sielsdimensie ervaar hier in jou kop. Skaam, skuld en kondemnasie, dis waar Satan werk. Dis hoekom wanneer jy weet dat jy weet, kan skaam, skuld, kondemnasie in jou besoedel nie. Dis hoekom die Bybel sê jy moet gesag neem oor jou denke, oor jou gedagtes, en jy moet dit onderdanig maak aan wat? Dat ek is die een wie die Here liefhet. Die oomblik as jy daai drie emosies, dis Satan se drie pilare wat hy gebruik om mens teen mens te draai, haat te saai, skaam, skuld en kondemnasie. Want die Bybel sê almal van ons het die Here gemaak dat hy ons so liefhet. Nou, die enigste ding wat wanneer ons in daai put val, as ons nie glo dat die Here ons liefhet nie, dan voel ons skaam en skuldig en ons voel kondem. En ek wil julle net bemoedig met dit, wanneer jy daai emosionele gevoel kom, sê vir hom wat daar geskrywe staan en trek aan die liefde van Jesus deur die bloed van die lam. Amen. En sê vir jouself, ek is die een wie Jesus liefhet. En moenie jou man vloek en skel nie, en moenie weet lelik teenoor jou vrou wees nie. Amen. Praat die waarheid. As jy wil lieg, lieg die waarheid. En as jy bang is, kry iemand wat jy mee gesels en sê, hoor jy man, ek sukkel met dit, ek sukkel met dat. Maar oefen liefde. Dis die enigste ding wat nie aangestaan, jy moet openbaring oor liefde kry. Dis iets wat jy openbaar, en soos wat jy dit oefen, word jy sterker in dit.
En ek oefen, alles wat ek julle nou vertel het, oefen ek vandag nog. Ek is nog 'n nikse chopper pilot, die enigste ding wat ek vir die Here dankie kan sê. Ek is nog myle weg van waar ek wil wees. Maar ek kan die Here dank, ek is nie meer waar ek was nie. Amen. Baie dankie. Die woord leer ons, die woord